Sukkel jy ook soms om te bid, om die regte woorde te vind om aan God oor te dra wat jy wil sê? En is daar ook tye in jou lewe wat jy eintlik nie eens mooi weet wat jy wil sê nie? Jou gedagtes en lewe is dalk so 'n warbel van onsamehangende dinge en gekruiste verantwoordelikheidslyne dat jy self nie mooi sin daarvan kan maak nie. Nog minder weet jy regtig wat jy eintlik wil hê. Sulke dae is nie vreemd vir God se kinders nie. 'n Toegewyde Jood het elke dag op die voorgeskrewe tye uit sy voorgeskrewe gebedeboek gebid. Eendag was hy op reis en misgis hom toe met die tyd en afstand. Toe hy weer sien, was dit tyd om te bid. Net daar hou hy met 'n perdekar langs die pad stil, kniel op die gras en bid. Here, dis tyd om te bid. Ek weet, ek het nie my gebedeboek by my nie, en ek is jammer daaroor. Nou gaan ek maar die letters van die alfabet opsê, en Here, dan moet U hulle asseblief rangskik, sodat dit 'n gebed word wat U bly sal maak. God het hom in die hemel gehoor en geglimlag. En weet julle, het God vir sy engele gesê, van al die gebede wat ek vandag gehoor het, was dit die mooiste. Onthou vandag, God se eerste taal is stilte. Enigiets meer as dit is eintlik maar 'n swak vertaling. God word juis in die stilte van ons hart gevind. Jy sal vind dat jy God ook in die stilte van jou hart ontmoet. Al wat jy hoef te doen, is om jou gedagtes op God in te stel, op sy sagte oë wat op jou rus, om te fokus en jouself dan in sy stille, welkome omhelsing oor te gee. Daar in die oorgee van jouself, daar het God jou krabbelpatroon lewe lankal gesien. Jou nie meer trethou met die lewe in jou vol program nie, jou deurmekaar mensgemengde gedagtes gehoor, nog lank voordat jy dit eers gedink het. En al wat hy vra is, kom na my toe net soos jy is, want ek verlang gedurig na jou, ongeag waar jy is. Gee vandag die ongeskrewe alfabet van jou hart vir die een wat jou met teerheid inwag, en laat toe dat hy op sy manier en op sy tyd saggies aan jou hart raak. Kom ons bid. O Heilige Gees, die woord sê in Romeine 8 so mooi dat U vir ons gegee is om ons in ons swakhede te help. En ons grootste swakheid is dat ons nie aldag weet wat ons moet bid nie, maar dat U self sulke tye vir ons bid. Vandag wil my kop nie die woorde vind wat ek moet sê nie. Kan ek maar net die alfabet van my hart vir U gee en vra dat U asseblief vir my sal bid, Gees van God? Sal U my swaar kry, sug en kla, maar ook my dankbaarheid, opgewondenheid en lof in hemelse taal vertaal? Asseblief? Amen.